Nou ek wil graag vandag saam met julle 'n tongdiagnose doen. En ek persoonlik voel dat Christene dit elke dag moet doen. Okay? Nou, in 'n algemene mediese ondersoek is die tong een van die belangrikste liggaamsdele om mediese probleme te diagnoseer. Die tong is 'n baie goeie aanwyser oor die algemene gesondheidstoestand van 'n persoon. Nou hierdie mediese feit kan ook op 'n merkwaardige wyse toegepas word op ons geestelike toestand. En dit gaan nie net oor jou spraak nie, dit gaan nie net oor wat jy sê en hoe jy dit sê nie. Dit gaan ook oor of jy jou tong in toom kan hou. Want jy sien jou tong verklap jou geestelike en jou emosionele gesondheid. En as jy baie mooi daaraan dink, dat jy kan baie vinnig aflei watter geestelike en emosionele siektes ander mense het, as jy luister na hulle woorde. Jy kan baie vinnig agterkom watter tekort hulle dalk het aan die woord, aan tyd saam met God, deur hulle woorde. Jy kan baie gou vinnig actually agterkom hoe hulle geestelike dieet lyk, deur hulle woorde. Want veral op die langtermyn is dit ongelooflik moeilik om geestelike en emosionele probleme weg te steek vir ander. En ek wil vandag inspring in ons eerste vers in Jakobus 1 vers 26 en luister baie mooi na hierdie kernvers. Dit sê: as iemand dink dat hy godsdienstig is en nie sy tong kan beheer nie, mislei hy homself en so 'n mens se godsdiens is vergeefs. Nou ek wil iets baie duidelik maak. Godsdiens self is nie sleg nie. Dink net gou-gou 'n bietjie aan die woord godsdiens. Dit wys na die diens wat ons doen vir ons God. En ons godsdiens is veronderstel om getuienis te lewer van harte, woorde en dade wat almal ooreenstem. Om nie skynheilig te wees nie. Om nie een ding te sê en 'n ander ding te doen nie, maar om eerder heilig te wees. Rein en suiwer in ons harte, in ons woorde en in ons dade. Julle, ons godsdiens, en ek wil hê, ek praat nie van 'n valse godsdiens nie, ek praat nie van 'n aangeplakte godsdiens nie. Ware godsdiens is kragtig as jy met integriteit lewe. When you walk the talk. Maar jou godsdiens is vergeefs wanneer jou woorde en jou dade nie ooreenstem nie. En asseblief hoor my in alle liefde vanoggend. Dit trek 'n streep deur jou getuienis wanneer jou woorde en jou dade nie ooreenstem nie. En volgens hierdie vers sê dit, as jy nie jou tong kan beheer nie, is jou godsdiens te vergeefs. As jy nie jou tong kan beheer nie, trek jy 'n streep deur jou hele getuienis. En julle, dit is hoekom ons kan nie agter verskonings skuil, en met baie respek gesê, ons kan nie agter verskonings mee skuil soos, ek sê 'n ding nou maar net soos wat dit is nie. Of, ag, dis nou maar net hoe ek praat, hoe ek groot geword het. Of selfs 'n verskoning soos, ek kan net nie my mond hou as dit by hierdie dinge kom nie.
wat jy sê, en selfs nog meer, die beheer oor wat jy kies om eerder nie te sê nie, is 'n baie goeie aanwyser, is 'n baie goeie maatstaf van jou egtheid, van jou godsdiens, van jou verhouding met God, selfs van jou geestelike en jou emosionele volwassenheid. Jou woorde verklap wat in jou hart aangaan. En julle, veral wanneer jy onder druk geplaas word. Jou woorde verklap wat regtig in jou hart aangaan, veral as jy nie tyd het om die regte woorde voor te berei nie. Né? Wanneer jy in daai oomblik, wanneer jy nie tyd het om te dink aan die regte ding om te sê nie, dit is wanneer wat wys wat regtig in jou hart aangaan. Wees versigtig. Maar dit beteken nou nie een slegte woord maak van jou 'n slegte mens nie. Kan ons nou maar eerlik ook daar ook wees. Niemand is perfek nie. En daar is selfs geen boom wat net perfekte vrugte dra nie. Maar as die meerderheid van die vrugte aan die boom sleg is, kan ek nog sê dat die boom gesond en goed is. En Lukas 6 vers 43 tot 45 antwoord hierdie vraag baie duidelik. Dit sê, want dit is nie 'n goeie boom wat slegte vrugte dra nie, en ook nie 'n slegte boom wat goeie vrugte dra nie, want elke boom sal geken word aan sy eie vrugte. Van dorings pluk 'n mens tog nie vye nie, en 'n mens sny ook nie druiwe van 'n doringbos nie. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart tevoorskyn wat goed is, en die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart tevoorskyn wat sleg is. Want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond. Nou die woord hart in die Bybel dui gewoonlik aan op die gees van die mens. Dit dui aan op die diepste innerlike van jou. Die ware jy. So dit beteken dat die algemene woorde wat uit jou mond uitkom, wys die ware jy. So jou algemene spraak by die werk, by die huis, by jou vriende, in die verkeer, in stresvolle situasies, na 'n paar biere wat die inhibisies nie meer daar is nie, agter toe deure. In 'n oomblik waar jou emosies wil oorvat, jou algemene spraak in hierdie situasies wys die ware jy. Nie wanneer jy kan voorberei om te dink wat die regte ding is om te sê nie. Jou algemene spraak wys die ware jy. En 'n mens kan nie onbepaald dit wat regtig in jou hart is, geheim hou nie. Want waarvan die hart vol is, sal die woorde uit jou mond uitkom. Dit is nou maar net so. En luister maar mooi. Luister mooi na die meerderheid van woorde wat jy sê oor jouself. Luister maar mooi na die meerderheid van woorde wat jy sê oor ander mense en oor situasies. Want jou tong diagnoseer jou geestelike toestand. En dit is hoekom alles wat uit 'n gelowige se mond uitgaan, moet God vereer, al gaan dit moeilik. Al is jy woedend, al het jy nie die regte tyd om te probeer formuleer wat die regte ding is te sê nie. Ons harte moet so vol wees van die Here, dat vanuit hierdie oorvol hart
alles wat uit my mond uitkom, die Here moet vereer. Want as die Here heilig is, dan moet ek heilig wees. So wat beteken dit? Dit beteken, my woorde moet suiwer en rein wees. Dit beteken, ek kan nie klink soos die wêreld nie. Asseblief hoor my hart vandag, ons kan nie, ons as gelowiges se standaarde verlaag, omdat ons hierdie verskoning gebruik van, dis die enigste taal wat die wêreld verstaan. So ek sal maar my standaarde verlaag, en onheilige woorde spreek. En die verskoning gebruik, maar dit is die taal wat die wêreld verstaan. En ek wil vandag oor iets baie spesifiek praat. En ek glo daar's 'n rede hoekom dit op my hart is. Want dit is iets wat aanvaarbaar geword het vir die algemene Christen van vandag. En dit is vloek. Vuil woorde. Kras woorde. Oneerbiedige terme. Julle, hierdie is slegte vrugte. Want welke woord wat uit jou mond uitkom, wys vir mense wie jy waarlik is. En ek weet, daar gaan mense wees wat nou dadelik wil sê, ja, maar wie besluit nou wat is vloekwoorde? Jy weet. En wat nog vir jou vloekwoorde is nie vir my vloekwoorde, en dit is hoe probeer ons die grys area vind van, ja, maar jy weet, okay, ek hoor jou, kan ons dit gaan duidelik maak, uit die woord uit, nie my opinie nie, uit die woord uit. En ek wil vandag spesifiek uit Efesiërs lees, ek wil dit lees uit die Engelse vertaling, die Amplified. En ek wil elke woord vat, en ek gaan elke woordjie vat, en ek gaan dit verduidelik, en julle gaan baie vinnig, glo ek, die Heilige Gees, gaan ons elkeen oortuig van wat reg of verkeerd is, vir jou. Kom ons gaan lees uit Efesiërs 4, vers 29, uit die Amplified, dit sê, do not let unwholesome. Wat beteken unwholesome? In Afrikaans, dit is enige iets wat nie goed is vir jou gesondheid nie. Luister baie mooi. Dis nie iets wat, het sal jou nie doodmaak nie. Dis okay, kan dit inneem, maar het sal jou nie doodmaak nie. Nee. Dit sê, as iets nie goed is vir jou gesondheid nie. That's unwholesome. Die tweede woord, foul. Dit beteken besoedelend. Dit beteken iets wat vir iemand aanstoot kan gee. Nou ons almal weet, ons het al daai reeks gedoen, ons moenie aanstoot neem nie, maar ons moet ook nie aanstoot gee nie. So enige iets wat iemand anders kan besoedel, it's foul. Profane. Profane beteken enige iets wat nie heilig is nie, wat nie suiwer is nie, wat nie rein is nie, en wat nie respectvol is nie. Ek wil amper vir jou sê, as jy nie so met die koning van konings sal praat nie, because he's holy. Worthless. Op die ou einde van die dag, het iemand so baie gesê, maar niks van waarde nie. Jy loop daar weg en ons is, waaroor het ons gepraat? Worthless. Vulgar. Wat beteken vulgar? Dit los 'n slegte smaak in jou mond. Dit klink ongeskik. As jy na die tyd moet wonder, o jene, ek wonder of dit ongeskik was. Maar vulgar kan ook verwys na onvanpaste seksuele opmerkings. Vuil grappies, onder die belt grappies.
So met al hierdie definisies nou, dit sê, do not let any of these words ever come out of your mouth. Ever come out of your mouth, but only such speech as is good for building up others, according to the need and the occasion, so that it will be a blessing to those who hear you speak. Watter smaak los jy in ander se monde? Wat se gevoel loop ander mense mee weg nadat hulle met jou in kontak was? Was it worthless? Het dit waarde gehad? Was dit afbreekend? Het dit hulle besoedel? Dit sit 'n heeltemal ander spin op vuil praat. Nou kom dit nie meer neer by wat se woorde, kom ons debatteer oor wat se woorde is verkeerd nie. Want kom ons sê, wees eerlik, daar's baie vloekwoorde wat net nie waarde toevoeg by enige iets nie. En as julle my sal toelaat, ek wil 'n paar feite met julle net deel vanoggend. 'n Paar feite oor onspraak. Oor my en oor jou se taalgebruik in die algemene lewe. Net vir interessantheid. Het julle geweet dat daar is min tale wat soveel vloekwoorde het soos Afrikaans? Ons is een van die jongste tale en tog styg ons uit met al ons vloekwoorde. Wonderlike ding om voor geken te word. Nog iets wat ek agtergekom het, is dat, ek weet nie of julle dit nog kan onthou nie, maar as iemand 'n vloekwoord sou skryf, sou jy die F byvoorbeeld skryf met sterretjies en simbole. Jy wil nie eers die vloekwoord uitskryf nie, want jy diep binne geweet dis verkeerd. Maar in vandag se tyd word die sterretjies en die simbole al hoe minder, en in die media word dit selfs nou net, sonder enige skaamte, word dit net uitgeskryf. Die skaamte oor vloek het verdwyn. En mense het dit selfs begin, die mense en media het dit selfs begin verdedig. Vloek, vuil taal. Nog 'n interessante ding is, mense wat vuil taal gebruik, word dikwels geëer deur ander mense as eerlik. Jy weet, hulle sê 'n ding soos wat is, hulle dra nie maskers nie. Jy weet, jy kan 'n persoon vertrou wat vloek, want hulle is net eerlik. Weet jy wat, hulle mag dalk eerlik wees, maar ek wil vir jou sê, hulle harte is nie rein nie. Ek wil vir jou sê, hulle dra nie goeie vrugte nie. Ek gee nie om hoe jy dit probeer verdedig nie. Deesdae kry mens skaars 'n fliek, 'n boek, of 'n televisieprogram waar daar nie gevloek word nie, waarin die Here se naam nie misbruik word nie. And I'm going to say this in English, we have become desensitized. We will watch a movie and we will be like, oh, the first one kind of like, ooh. But then you get used to it. Dan vra iemand vir jou nog na die tyd, hoe was die movie? Was jy okay? Ons het so gewoond geraak, dat ons hoor dit nie eers meer nie. Die F-woord, veral, het so deel geword van mense se spreektaal, dat hulle woordeskat so beperk is, dat hulle elke tweede woord, die F-woord moet gebruik, om net die volgende woord te kan probeer verduidelik. Ek jammer, dit sê nie vir my, jy is eerlik nie, dit sê vir my, jy is nie intelligent nie, want jou woordeskat is so klein. Daar is ander woorde om te gebruik. Dis nie normaal nie. Dis nie normaal nie. Nog 'n feit, drank en vloek loop hand aan hand.
Jy sal agterkom, hoe meer iemand gedrink raak, hoe laer raak hulle inhibisies. En hoe laer hulle inhibisies raak, hoe meer kom die ware hulle na vore. En die vloekwoorde begin net uitvloei. En dan wat doen ons wat hulle nou sit en kyk? Ons lag nou maar saam. En hoe meer ons lag, hoe meer moedig ons hulle aan. Jy sien, dis wat sonde hou van maatjies. Sonde hou daarvan om hande te vat. Wees versigtig. Drank en vloek loop hand aan hand. En dan die laaste feit is die naam van ons heilige Here wat gebruik word as 'n vloekwoord. Wat ydelik gebruik word. Wat onvanpas gebruik word. En ek weet die Here ken my hart en ek hoop julle weet hoe ongelooflik moeilik dit vir my is om te doen wat ek nou gaan doen. Maar die Here ken my hart. Jy sien, die probleem is baie mense besef nie eers hulle gebruik die naam van die Here ydelik nie. Want ons het nou al soveel verbuigings en afkortings en ons uitspraak van dit het nou al so gevorm oor die jare. Ons besef nie eers meer, ons gebruik die Here se naam onvanpas nie. Daar is nie 'n dag wat verbygaan wat ek nie iemand hoor in 'n onvanpaste situasie sê, Jara. J-I-R-R-E nie. Nie my Here, my meester. Ek praat nie eers van wanneer Jesus se naam ydelik gebruik word nie. Ek praat van ons wat sommer afkort. Ag, Jesus. Ek wil opgooi soos wat ek dit sê. Hoe het ons dit normaal gemaak? Hoe het ons dit normaal gemaak met ons kinders, dat hulle hoor so baie, oh my, dat dit al so in hulle harte is, dat as hulle in die regte geselskap is, hulle soos, oh my, gosh. Maar jy weet baie goed wat in hulle harte is. Hoekom moet ons sê, oh my gosh, hoekom, van waar af kom dit? Ons leef in 'n generasie waar ons so naby probeer kom aan sonde. Ons wil dit net verbuig om net te sê, is dit nou verkeerd of is dit nou nie? Julle, dis iets wat moet stop kry. Dit is iets waarmee ek nie gemaklik is nie, as ek in 'n geselskap is, waar iemand selfs 'n verbuiging van God se woord as 'n naam gebruik. En in my hart, ek die Heilige Gees sal eers vra vir oortuiging, ek of sal wegstap, of ek hulle sal aanspreek. Ons het begin lou word. Ons het begin gewoond raak aan ons heilige God se naam te gebruik as 'n vloekwoord. Dit is nie reg nie. En tot 'n mate kan ek dit seker nog verskoon, ek kan dit seker nog verstaan, as dit kom by nie gelowiges nie, maar Christene. Watter waardige verskoning het ons, dat enige vuil taal oor ons lippe kom. En wat doen ons in situasies, by vriende? Staan ons maar en lag saam? Kan ons getuies wees in so 'n situasie? Ek wil jou vra, hoe lyk jou tongdiagnose? Hoe lyk jou tongdiagnose in die verkeer? Hoe lyk jou tongdiagnose wanneer jy jou toon stamp teen die bank? Hoe lyk jou tong vanoggend? En ek wil afeindig met 'n vers in Jakobus 3 vers 8 tot 12 wat sê: maar geen mens kan die tong tem nie. Hoekom? En ek wil hier amper 'n bemoediging wees vir jou vanoggend. Jy by jouself kan nie jou tong tem nie. Hoekom? Want selfbeheersing is 'n vrug van die Gees. Ons as mens is nie in staat om ons eie tong in toom te hou nie.
Dis hoekom ons die gees van die vrug van die gees nodig het, selfbeheersing nodig het. Dit is hoekom ons selfs ons tong moet onderwerp aan die heerskappy van God. Geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n onbestendige kwaad, vol dodelike gif. Hierdie vers breek my hart. Daarmee loof ons die Here en Vader, en daarmee vervloek ons mense wat na die beeld van God geskape is. Hierdie is die tongdiagnose van skynheiligheid. Hierdie is die tongdiagnose van waar jou godsdiens te vergeefs is. As jy met dieselfde mond op 'n Sondagoggend die Here kan loof en prys, of terwyl jy in die kar is aanbiddingsliedjie kan sing en die taxi kom voor jou en met daai selfde mond wat nou net gesê het, I surrender all, vervloek jy die taxi drywer. Vers 10. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broers, en hierdie woorde, behoort nie so te wees nie. Dit behoort nie so te wees nie, want 'n fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water uitborrel nie. 'n Vyeboom, my broers en susters, kan tog nie olywe dra of 'n druiwestok vye nie. En 'n brakfontein kan ook nie soet water gee nie. En ek wil graag vandag afeindig met 'n voorbeeld en ek wil vir Philip vra om vorentoe te kom. En ek hoop en bid dat hierdie voorbeeld wat ek nou vir julle gaan wys, nie net hierdie vers in julle gedagtes sal vaspen nie, maar dat dit ook die hele boodskap dat julle sal onthou wat julle nou sien. En ek bid dat die Heilige Gees ons help. Philip, kom staan hier so bo by my. Jy sien hier hoe ons as mense is. Elke mens is veronderstel om eintlik net een glas water te hê, een taal wat uit jou mond uitkom. Of dit nou by die huis is, of dit nou by die werk is, of dit by die kerk is, jy is veronderstel om een taal te hê. Dis hoe dit veronderstel is om te wees. Maar jy sien, dit is wat die wêreld haat van Christene. Ons is skynheilig. Ons het nie net een glas water nie. Ons het nie net een stel woorde en dade en 'n hart wat ooreenstem nie. Ons pas aan. En ons gebruik verskonings. Ons pas maar net aan. Ons wil niemand ongemaklik laat voel nie. Jesus het 'n paar mense ongemaklik laat voel. So hiersoos wat ons doen. Philip kom by die kerk. En ek haal my stroopsoet mooi woorde uit. My kerkwoorde uit. En ek sê vir hom, hallo Philip, ag geseënd is jy, welkom hierso. Ag mag jy die teenwoordigheid van die Here ervaar. En ek smeer hom 'n stroop om sy lippe en ek sê vir hom, ag drink, wees geseënd, drink. Is dit daarom nie lekker om hier te wees nie? Geniet jy dit, is dit vir jou lekker? Is lekker, nee, jy wil terugkom, nee, jy wil terugkom, hierso wil jy wees. Dis soeke lekker soet water. Jy smeer daai heuning so dik om, nee. Jy maak hom sommer ekstra soet. En dan die volgende keer, kry Philip my in die winkel. En ek sien hom nie en hy staan agter my. Ons staan in die ry by die tol en ek raak frustreerd want ek hierdie wil nie werk en hierdie val op die grond en dan val op die grond en dan vloek ek en ek sê ag my wat is ek het nou net vir jou gesê en jy beklei met die tol en jy beklei met jou kinders en ewe skielik sien jy Philip is agter jou en jy sê ag ek is jammer maar hierdie mense is so stupid ek kan nie verstaan wat gaan aan met hulle nie het hulle nie breinselle nie en ek gaan af want ek is nou my emosies vat oor en ek sê ek gaan net aan en ek sê vir hom en al hierdie woorde kom en ek sê vir hom hierso is wat jy vandag kom drink dit Boeta.
kom ons wees gou eerlik. Na hierdie, gaan Philip my sommer weer vertrou. Kom ons wees gou baie eerlik. Die volgende keer, wat gaan Philip van my verwag? Gaan hy van my die soetwater verwag of gaan hy van my die soutwater verwag? Die sout. Hoekom? Want die ware ek het na vore gekom. En julle, ek wil hê julle moet hoor wat ek vandag vir julle sê. Wees versigtig. Want een smaakie van die ware jy wat na vore kom in 'n tyd wat jy nie die regte woorde het nie, gaan so slegte smaak los dat elke keer as Philip my nou weer gaan approach, gaan hy wees soos wat gaan ek vandag kry? Gaan ek soetwater kry? Gaan ek soutwater kry? Ek moet myself prepare. En ek moet eerlik vir julle sê, dis die aakligste ding van my om met mense partykeer te werk, is ek weet nie, wie gaan ek vandag kry? Wie gaan ek vandag kry? Die soet een of die sout een? Waarvoor moet ek voorberei? Weet julle wat moet ons eintlik wees? Suiwer water. Suiwer water. Nie soet, dankie Philip. Jy was 'n Wou jy die hele glas vat? Dit is die groot ding. Ons hoef nie, we don't have to sugarcoat God. We don't have to sugarcoat His word. Ons hoef nie die kerk te sugarcoat nie. Ons moet net suiwer wees. Want elkeen van julle weet, al die minerale, alles wat jy waarlik nodig het, die lewe is in die suiwer water. So ek wil vandag vir jou vra, hoe konsekwent is jy? Gee jy by die kerk vir mense jou stroopsoet woorde, maar agter toe deure na 'n paar biere by jou vriende, wanneer jy praat oor die politiek en jou emosies neem oor, spoel daar brak soutwater uit. Want ek wil vandag vir jou sê, goeie bome is veronderstel om goeie vrugte voor te bring. 'n Skoon fontein is veronderstel om suiwer water voor te bring. En 'n goeie godsdiens, gelowige, 'n kind van God, is veronderstel om 'n hart en woorde en dade voor te bring wat ooreenstem met mekaar. So. Jou tong, jou woorde. Wat sê dit vanoggend van jou geestelike